Jeremia 32, belofte en onderpand van Israel se herstel en van geestelike seëninge. Die woord wat van die Here tot Jeremia gekom het in die 10de jaar van Sedekia, die koning van Juda. Hierdie jaar was die 18de jaar van Nebukadnesar. Die leer van die koning van Babel het toe Jerusalem beleer en die profeet Jeremia was opgesluit in die voorhof van bewaking wat in die huis van die koning van Juda is, waar Sedekia die koning van Juda hom opgesluit het met die woorde: Waarom profeteer jy en sê, so spreek die Here, kyk, ek gee hierdie stad in die hand van die koning van Babel en hy sal dit inneem. En Sedekia, die koning van Juda, sal uit die hand van die Galdeërs nie ontvlug nie, maar hy sal sekerlik oorgegee word in die hand van die koning van Babel, en hy sal mond tot mond met hom spreek en oog in oog hom sien. En hy sal Sedekia na Babel bring, en daar sal hy wees totdat ek op hom ag gee, spreek die Here. Alhoewel julle teen die Galdeërs veg, sal julle tog geen voorspoed hê nie. En Jeremia het gesê, die woord van die Here het tot my gekom en gesê, kyk, Hanameel, die seun van Salem, jou oom, kom na jou toe met die woorde, koop vir jou my stuk grond wat in Anatot lê, want jy het die reg van lossing om te koop. En Hanameel, die seun van my oom, het na my gekom volgens die woord van die Here in die voorhof van bewaking en vir my gesê, koop tog my stuk grond wat in Anatot in die land Benjamin lê, want jy het die reg van besit en jy het die lossing. Koop dit vir jou. Toe het ek gemerk dat dit die woord van die Here was. Daarop het ek van Hanameel, die seun van my oom, die stuk grond gekoop wat in Anatot lê, en vir hom die geld afgeweeg, 17 sikkel silwer. En ek het dit in die brief geskrywe en dit verseël, en getuies geneem en die geld afgeweeg op 'n weegskaal. Toe het ek die koopbrief geneem, die verseelde een, volgens voorskrif en wetlike bepalinge, en die oop een. En die koopbrief aan Baruch, die seun van Neria, die seun van Magseja, gegee voor die oë van Hanameel, die seun van my oom, en voor die oë van die getuies wat die koopbrief onderteken het, voor die oë van al die Jode wat in die voorhof van bewaking gesit het. En ek het aan Baruch voor hulle oë bevel gegee en gesê, so spreek die Here van die leerskare, die God van Israel, neem hierdie briewe, hierdie koopbrief, die verseelde een, sowel as hierdie oop brief, en sit hulle in 'n erdepot, dat hulle baie dae kan bly bestaan. Want so sê die Here van die leerskare, die God van Israel, daar sal weer huise en gronde en wingerde in hierdie land gekoop word. En nadat ek die koopbrief aan Baruch, die seun van Neria, gegee het ek tot die Here gebid en gesê, ag Here, Here, kyk, U het die hemel en die aarde gemaak deur U groote krag en deur U uitgestrekte arm. Geen ding is vir U te wonderbaar nie. U wat guns bewys aan duisende en die ongeregtigheid van die vaders vergeld in die skoot van hulle kinders na hulle. Die groote, die geweldige God, wie se naam is Here van die leerskare, groot van raad en magtig van daad, wie se oë oop is oor al die weë van die mensekinders, om aan elkeen te gee volgens sy weë en die vrug van sy handelinge, wat tekens en wonders gedoen het in Egipte land, tot vandag toe,
in Israel sowel as onder die mense, en vir u 'n naam gemaak het, soos dit vandag is. En u volk Israel uitgelei het uit Egipte land, deur tekens en wonders, en deur 'n sterke hand, en 'n uitgestrekte arm, en deur 'n groot verskrikking. En aan hulle vaders met 'n eed beloof het, om aan hulle te gee, 'n land wat oorloop van melk en honing. En hulle het gekom en dit in besit geneem, maar nie na u stem geluister en in u wet nie gewandel nie. Alles wat u hulle beveel het om te doen, het hulle nie gedoen nie. Daarom het u al hierdie onheil oor hulle laat kom. Kyk, die walle het gekom tot by die stad, om dit in te neem, en die stad is oorgegee in die hand van die Galdeërs wat daarteen veg, vanweë die swaard en die hongersnood en die pes. Ja, wat u gespreek het, het gebeur, en kyk, u sien dit, en tog het u, Here self aan my gesê, koop vir jou die stuk grond vir geld en neem getuies, terwyl die stad in die hand van die Galdeërs oorgegee is. Toe het die woord van die Here tot Jeremia gekom en gesê, kyk, ek is die Here, die God van alle vlees. Sou enige ding vir my te wonderbaar wees? Daarom, so sê die Here, kyk, ek gee hierdie stad oor in die hand van die Galdeërs en in die hand van Nebukadnesar, die koning van Babel, en hy sal dit inneem. En die Galdeërs wat in hierdie stad veg sal kom, en hierdie stad aan die brand steek en dit verbrand, saam met die huise op die dakke, waarvan hulle vir Baal rook laat opgaan het, en vir ander gode drankoffers uitgegiet het, om my te terg. Want die kinders van Israel en die kinders van Juda het van hulle jeug af net gedoen wat verkeerd is in my oë. Want die kinders van Israel het my deur die werk van hulle hande net geterg, spreek die Here. Want 'n oorsaak vir my toorn en my grimmigheid was hierdie stad vir my, van die dag af dat hulle dit gebou het, tot vandag toe, sodat ek dit van my aangesig moet verwyder. Weens al die boosheid van die kinders van Israel en van die kinders van Juda wat hulle gedoen het om my te terg. Hulle konings, hulle vorste, hulle priesters en hulle profete, en die manne van Juda en die inwoners van Jerusalem, dat hulle my die rug toegekeer het en nie die aangesig nie. Alhoewel ek hulle geleer het, vroeg en laat, sonder dat hulle geluister het om tugtiging aan te neem. Maar hulle het hul verfoeisels neergesit in die huis waar my naam oor uitgeroep is, om dit te verontreinig. En hulle het die hoogtes van Baal gebou, wat in die dal van die seun van Hinnom is, om hulle seuns en hulle dogters vir Moloch deur die vuur te laat gaan. Iets wat ek hulle nie beveel het nie, en wat in my hart nie opgekom het nie, dat hulle hierdie gruwel sou bedrywe, om Juda te laat sondig. Daarom, so spreek dan nou die Here, die God van Israel, aangaande hierdie stad waarvan julle sê, dit is in die hand van die koning van Babel oorgegee, deur die swaard en die hongersnood en die pes. Kyk, ek laat julle bymekaar kom uit al die lande waarheen ek julle verdryf het in my toorn en in my grimmigheid en in groot gramskap. En ek sal hulle na hierdie plek terugbring en hulle veilig laat woon. En hulle sal vir my 'n volk wees, en ek sal vir hulle 'n God wees. En ek sal hulle een hart en een weg gee om my altyd te vrees, hulle ten goeie en hulle kinders na hulle. En ek sal 'n ewige verbond met hulle sluit, dat ek my van hulle nie sal afwend om aan hulle goed te doen nie.
en ek sal my vrees in hulle hart gee, sodat hulle van my nie afwyk nie. En ek sal my oor hulle verheug om aan hulle goed te doen, en ek sal hulle duursaam in hierdie land plant, met my hele hart en met my hele siel. Want so sê die Here, soos ek oor hierdie volk gebring het al hierdie groot onheile, so bring ek oor hulle al die goeie wat ek oor hulle spreek. En daar sal grond gekoop word in hierdie land, waarvan julle sê, dit is 'n wildernis, sonder mens of dier, dit is in die hand van die Galdeërs oorgegee. Gronde sal hulle vir geld koop, en die briewe onderteken en verseël en getuies neem. In die land Benjamin en in die omstreke van Jerusalem, en in die stede van Juda, en in die stede van die gebergte, en in die stede van die laafveld, en in die stede van die suidland. Want ek sal hulle lot verander, spreek die Here.